Nou ja, goeiemôre luisteraars. Kan julle glo? Oujaarsdag, 11:00 Woensdag, die 31ste Desember 2025. Nooit gaan ons weer 2025 sien nie. Maar die geluk is, ons gaan 2026 sien. Welkom Veronica. Ja, laat Veronica vir julle wys hoe werk, hoe loop die tyd. Dankie Jackie, goeiemôre luisteraars van die laaste oggend 11:00 in 2025 en Jackie, cheers, die uurglas van 2025 is besig om leeg te loop. Maar dis nie noodwendig slegte nuus nie, alles behalwe dis maar soos die tyd loop. So baie welkom julle, lekker om julle hier te hê, al die vakansiegangers in Stilbaai, baie welkom. Ons hoop julle het tot dusver geniet, ons hoop julle het julle Kersfees geniet, en ons hoop net geskenke waar jy kyk. Nou ja, volgende jaar, môre, is ons almal 'n jaar ouer. En hoe is die mens nie ingestel nie? Jy kyk terug na 2025 en spring al die goeie memories op. Of verskil dit van mens tot mens? Snaaks genoeg, ek is geneig om die goeie goed te onthou, Veronica. Ja, ek probeer. Dit is natuurlik vir almal beter om die goeie goed. Maar van die slegte goed kan mens leer. Dis baie waar, ja. So ja. En dan die goeie nuus is dat Radio Fynbos van krag tot krag gaan, danksy luisteraars en adverteerders. In 2026 gaan ons steeds aan met opgewondenheid en geesdrif. Weet julle, en ek het vergeet, Veronica, ek wil dit so graag sê, en hier kan ek dit nou sê, uiteindelik. Luisteraars, ons verskoon vir Leonie van Radio Fynbos, en natuurlik, agter die skerms, sy is nie nou vandag hier nie, maar die eindproduk, wat is haar naam? Chantay. Sy is maar net weer ons steunpilaar, sy is ons regisseur, en sy is ons klankingenieur. Ons sê vir hulle baie dankie vir julle deur die jare vir die gemeenskap doen, en baie dankie vir al die hulp, en natuurlik Chantay wat ons so in die lig hou die hele tyd. Baie dankie. En ons gaan 'n liedjie speel na die miskien kan ons 'n kans hê om tussenin te speel, maar ons gaan hom aan die einde, sover gaan ons hom aan die einde van die program. So moenie afskakel nie, moenie jou radio afskakel of waar jy luister, of jou selfoon of hoe jy ook al luister nie. Luister na ons liedjie. Ja, en luisteraars moet asseblief kennis neem, want dit is 'n ernstige ding vir jy. Ons het dit al in 'n vorige uitsending genoem. Ons noem dit weer. Asseblief geen vuurwerke in die Hessequa area nie. Dit sluit die hele area in, nie net Stilbaai nie, Jongensfontein, natuurlik Gouritsmond, natuurlik Witstrand waar glo al die mense saamkom, Riversdal, Heidelberg, al daai plekke en Slangerivier. Mense asseblief geen vuurwerke nie. Ons kry ons hondjies jammer en ons ou mense skrik ons mors dood as hy klapper afgaan. So asseblief. En dan dink ek net 'n opmerking, Veronica, ek gaan nou maar hierdie ene maak, want die oomblik as die woord braai in is, dan wil ek graag dit noem. Goed. En man, eintlik wat ek wou gesê het, ek het nou vergeet, is, julle sal sien, ons is nie by ons ateljee nie. Dis so lekker, nou kan ek ook sê, ons het 'n pop-up ateljee gemaak vir vandag. Hoe cool klink dit nie, 'n pop-up. Nou ja, cheers weer eens, Jackie. Ja, daar sê julle, kyk hoe loop hy loop. Maar so gaan alle dinge aan, en onthou oujaarsaand vanaand is tradisioneel maar braai en lekker kuier en musiek speel, en dis 100% reg so, ons respekteer mekaar en ons hou dit daarby, so geniet dit. Maar asseblief mense, julle kan sien hoe droog is ons gebied. Ek het gister of wanneer het ek met 'n boer gepraat, Veronica. Toe sê hy, ek weet nie hoeveel jare is hy nie, en dis die droogste wat hy dit nog op sy plaas ervaar het. En ons dink vandag aan die boere, ons het baie respek vir die boere, en dan natuurlik ook, ek moet dit net noem, hierdie tyd, dit kom nou al 'n hele rukkie aan,
salueer ons die restauranteienaars, die restaurantkelners. Mense hê maar geduld met hulle. Daai mense is heeldag op hulle voete. En so ook baie winkels wat oop is. Hê maar geduld, staan maar 'n bietjie langer in die tou. Dit bly 'n lekker plek hier in die Jesukwam om te kuier. En wat ons wil sê van die braaivleisvure, mense asseblief, as julle vertrek, maak asseblief seker hy is dood. Gooi sandhof op, gooi water op of dit, alhoewel julle weet daar is waterbeperkings, maar om 'n vuur dood te maak is beter as om 'n veldbrand te stig. So, Veronica? Ja, gewoonlik het mense nuwejaarsvoornemens. Baie kan interessant wees. Luisteraars, ons gaan vir julle die 5 mees humoristiese nuwejaarswense van mense lees. OK. Hierdie 5 nuwejaarswense is die snaakste en algemeen gedeelde tipes. Hulle verskil natuurlik per land en per kultuur, maar hierdie patrone is wêreldwyd herkenbaar. Veronica, het jy al 'n nuwejaarsvoorneme van môre af? Ja, ek het, maar moet ek hom regtig op die hier sê, moet ek dit nou hier sê? Ja, ek sal dit doen, ek het ook een. En sê maar, dit sluit jou in? Wel, as dit positief is, dan go for it. As dit negatief is, sê, dis 'n ander ou man. Nee, ek het baie, maar my belangrikste een is om meer water te drink. Ek is baie skuldig daar. En die ander een is, ek kry so maklike verskoning om nie te gaan stap nie. Ek het gehoop jy noem dit. Jy weet, jare terug, ek is al 20 jaar wat ons stilbaars is dit nie? Ja, of is dit langer? Maak nie saak. Ons kan nou jok vir die luisteraars, hulle sal nie weet nie. Toe ons hier gekom het, kon die wind maar waai, ek het dit hoek op my kop gesit en ek het gaan stap. Deesdae kry ek net 'n verskoning as die ou blaartjies buite roer. So ja, my tweede nuwejaarsvoornemings is om te gaan stap en ek gaan jou saamsleep. My nuwejaarsvoorneme is om nie nuwejaarsvoorneme te hê nie. OK, nou kom ons kyk gou, wat is die tipiese algemene nuwejaarsvoorneme behalwe om te gaan stap? Ek is bietjie bekommerd Veronica wat sê sy wil meer water drink. Ons het nou net van waterbeperkings gepraat. Ja, maar ek sal water koop. Nou hier is een van hulle. Mag jou nuwe jaar so blink wees soos jou aanlyn persoonlikheid. Hoe cool is dit nie? Dis 'n speelse skimp op hoe mense hulself net bietjie mooier aanlyn wys. Ek en Veronica sit nou hierso in die pop-up ateljee en ons lyk netjies, maar julle weet nie wat dra ons onderlands wat die kamera nie sien nie. Nee, Jackie, dit is ook nie so erg, hoor. Jou spot sommer. Ja, ek was reeds bang geweest die kamera val, so ek het maar mooi onder aangetrek. Net ingeval daar 'n April grappie inkom. Nou mag jou nuwe jaar so blink, het jy hom nou gelees? Ja. Mag jou voornemens langer hou, ons het hom gelees. Mag jy in 2025 'n goeie besluit maak, baie goeie besluite maak, of ten minste goeie stories oor die slegtes hê. Dis 'n klassieke humoristiese realiteit check. Ek wil tog net hierdie ander een, ek glo nie ons het hom genoem nie. Mag jou voornemens langer hou as jou selfoon se battery. Omdat ons almal weet Januarie hou langer as die voornemens. En dan het hy mos nou die spotnaam gekry van Januarie. Worry wanneer eindig hy. Ja, almal praat van hoe lank Januarie is. En ja, daai voornemens van as jy daai koekie geëet het of as jy daai lekker koek geëet het oor Kersfees en al daai lekkernye, daai wat noem hulle koekstruif, né? Dis mos wat goeie genade. Ja, koekstruif is wat nou het ek die Engelse naam vergeet. Koekstruif nie. Ja. Ag, maar ek sal net aan dink. As jy al daai goede geëet het in die room, dan het jy al hierdie voornemens. Januarie is dit net appels. Nou ja, daar kom ons by hom. Maar ek het nou die dag 'n baie goeie nuwejaarswens gekry van 'n persoon af. En hy sê toe vir my 2026 mag al jou vriende ryk word. Ek het 'n naam onthou, Jackie, dis Trifle. Die Engelse naam is Trifle, ja.
En weet jy wat dat nou dag twee ouma net tannie in die winkel gekom en die tannie sê, oeg, weet jy, my gesondheid is goed en alles gaan goed, maar daai dat ek die woorde so vergeet. En dan het ek en die oom besluit, ons gaan die alfabet begin. Maar ek kon dit nie nou doen nie, want die T van trifle lê dan ver agter in die alfabet. Goed. Ja, Jackie, waar is jy? Mag jou nuwe jaar so vol verrassings wees, dat jou datarekening na 'n video, soos jou datarekening na 'n video oproep. Want niks skrik jou, soos 'n onverwagte rekening nie. Waar is dit nie? Veral as Januarie so lank raak. Nou, hoekom word arms gekruis tydens die lied? Wat is daai lied se naam, Veronica? Auld Lang Syne. Okay, Auld Lang Syne. Ja. Wat 'n pragtige lied, Ja. en hy gaan speel na die program, mense. En die luisteraars wat nou net ingeskakel het hier by ons, amper sê ek ou Kersdag. Ons is al klaar by Kersfees, man. En Jackie, ons het twee liedjies. Hy is Auld Lang Syne gaan Chantay vir ons speel en dan het ek vir haar 'n ander verrassing ingestuur. Want sy gaan dit vir ons uitwerk wanneer dit gaan die lekkerste werk. Alright. So dalk gaan al twee dan aan die einde speel. Reg, mense, hou aan luister aan die luisteraars wat nou net ingeskakel het, Radio Fynbos. Man, dis oujaarsdag, dis 11:00 en mense, ek wil net weer sê, ek wil dit bitter graag sê. Ek weet nie van die ander kusdorpe nie, maar Stilbaai se populêre bymekaar komplek is Skulpies Baai op oujaarsaand. En ek vra vir julle namens almal, dit wat jy vat dit maar net weer terug asseblief. Dit lyk soos 'n orkaan die eerste, veral borrelskerwe en dit moenie, jy weet, hardloop kindertjies rond en kom ons beskerm ons mooi dorp. Laat almal dit hier geniet. Okay, nou het ek klaar gepreek. Nou, hoekom, Veronica, word hierdie arms gekruis? Dit is 'n simbool van vriendskap en eenheid. Okay. Wanneer hulle Auld Lang Syne, dit sal ons ou kennisse in Afrikaans is die lied, né? Wanneer mense hul arms kruis en hande vashou, vorm dit 'n sirkel. Dit simboliseer verbintenis, vriendskap om saam die nuwe jaar in te gaan. Auld Lang Syne gaan alles oor ou vriende en gedeelde herinneringe. So die gebaar pas natuurlik in by. Dis snaaks, nee, want ons het altyd geleer en ek glo nie dis meer so nie. As jy vir iemand iets vertel en hy staan met arms gekruis, dan neem hy nie regtig in wat jy sê nie. Of dit nog so is, weet ek nie. Ja, jy blok blykbaar die wat ook al af. Nou dit het eers in 1900 algemeen geword. Ja. Dit is nou hierdie lied, Auld Lang Syne. Die Auld Lang Syne. My uitspraak. Die oorspronklike Skotse tradisie het nie arms gekruis ingesluit nie. Historiese navorsing wys dat hierdie gebaar eers in die vroeë 20ste eeu gewild geraak het. Waarskynlik deur die invloed van danse, broederskap en sosiale klubs. Teen die 1920s en 30s het mense dit oral begin doen. Nou die finale oorgang van die ou na die nuwe, die arms gekruis, hande gehou en ligte swaaiings gee 'n gevoel van ritueel, met ander woorde, hulle doen dit. Dit maak die oomblik meer offisieel. Nou baie mense doen dit spesifiek na die tweede helfte van die lied. Gewoonlik wanneer die maat meer ritmies word. Nou ja, groot feeste het dit wêreldwyd versprei. Televisie-uitsendings van groot nuwejaarsvierings, veral in Londen en New York, het die armkruis handvashou tradisie internasionaal gevestig. Mense kruis hulle arms as 'n ritueel van vriendskap, eenheid en simboliese verbondenheid. Selfs al was dit nie oorspronklik deel van die lied nie. Nou ja, kan jy glo, nog 'n jaar is besig om stilletjies oor die horison te verdwyn. Dit klink so morbied, maar dit is nie regtig nie. Dit is die heelal. Dis altyd 'n vreemde gevoel om op hierdie tyd van die jaar te besef hoe vinnig die dae verby geglip het. Maar ook 'n perfekte kans om te stop, baie belangrik, ek wil dit weer lees.
maar ook 'n perfekte kans om te stop, asem te haal en terug te kyk. En miskien refocus en prioritisering aanskuif bietjie en kyk wat het belangrik geword, watse lesse het ek geleer, kom ek pas dit aan, net om mekaar nader aan mekaar te kry. En dis die hele mensdom. Hierdie jaar was 'n mengsel van hoogtepunte, uitdagings en onverwagsheid. Party mense het nuwe mylpale bereik, ander het struikelblokke oorkom wat hulle nie eers kon voorsien nie. Maar presies daarin lê die menslike gees, om aan te hou om te groei, te leer en aan te pas. Selfs wanneer dinge nie perfek verloop nie. Een ding wat uitstaan wanneer ons op 'n jaar terugkyk, is die mense, die familie, die vriende, die kollegas en selfs vreemdelinge wat 'n verskil gemaak het. Dis die klein oomblikke wat saak maak. 'n Gesprek, 'n gebaar, 'n bietjie ondersteuning en ek hou van altyd om te sê 'n drukkie wanneer dit nodig was. Want aan die einde van die jaar onthou mens nie die gejaag nie, jy onthou die verbintenis. Ja, Veronica, onthou jy, ons het al 'n paar keer dit uitgesaai. Mense onthou nie soseer wat jy sê nie. Mense onthou hoe jy hulle laat voel. Dis korrek. En dit is so belangrik, jy weet, ons het ook gesê dat een sinnetjie kan 1000 maal in een ou se kop rondmaal as dit hom pla, en ek hoop as dit goed gaan op. So, kom ons wees sag op die tong, sag op die ore, en ons het al gepraat, daai tong van ons. Daai tong wat so hard kan slaan. Ja. Groeimomente, selfs die moeilike dele van die jaar het hulle plek. Dis die tye wat ons sterker maak, wat ons wys waar ons nog kan ontwikkel, en wat ons herinner aan ons veerkragtigheid. Elke uitdaging bring 'n les, selfs wanneer dit later sin maak. Ja, dis waar, ek dink ek en Leonie het op een uitsending gesê, as iemand vir jou vra, wat wil jy graag verander in jou verlede, en ons het soort van saamgestem, ek hoop nie ek jok nie Leonie, dat jy wil, 'n mens wil niks verander nie, want dan is jy die mens wat vandag is nie. Een ietsie wat uitgelaat word, kan jou heeltemal verander. So wees tevrede, nommer 1 is, wees baie lief vir jouself ook. Jy is 'n unieke mens, jy is uniek gemaak, en daar's een gehoorhand wat almal van ons lief het. Kom ons waardeer dit. Nou vooruitsigte vir die nuwe jaar, wat is jou vooruitsigte, Veronica? Myne, so dit het niks met my voornemings. Nee, as jy nou so dink, wat sou jy graag wil gehad het, en kom ons kyk bietjie, kom ons maak dit komies, wat amper half onmoontlik is, maar wat jy graag sal wil sien gebeur. O, nie vir myself nie, vir wat? Vir die mensdom. Weet jy, ek het nie regtig vooruitsigte, behalwe dat dit sal goed gaan met my familie, vir ons kinders en ons kleinkinders, met jou. En so aan, so vooruitsigte is vir my, ja, ek sien uit na die nuwe jaar, en ek sien uit na, hoe kan ek my foute regmaak, want ek dink ons almal maak foute, en ja, daar's baie dinge om na uit te sien. Ek hoop ons gaan die 1 Januarie, wat dan nou môre is, nee, op vakansie tot die 31ste Desember van 2026. Hoe klink daai vooruit? Yes, ek dink dit is ongelooflik komies. Ja, en nou met geen bladsy oor in hierdie jaar se kalender, kyk ons vorentoe. 'n Nuwe jaar beteken nuwe geleenthede, nuwe drome en nuwe planne, maar voor ek aangaan, wat is jou vooruitsigte? Nee, ek het nie vooruitsigte nie, ek het moes gesê dit moet komies wees en half onmoontlik wees, wat die mensdom kan bereik. Nou, ek het gelê en dink, so rukkie terug, hoe vooruitsigte kan dit nie wees in die mediese wêreld, of in die veeartsenykunde wêreld, dat hulle 'n hartklep van 'n muggie deur sy lies vervang. Hoe sal dit nie wees nie? 'n Hartklep van 'n muggie deur sy liesbeen te vervang. Liewe landbouman. Ons praat nie nou oor drome nie, ons praat oor vooruitsigte.
Nou, ek weet nie, wil jy nog iets? Nee, dis genoeg, as hulle dit reg Ja, gekry nee, het. okay, ons sal maar liewer Chris Barnard, oorlede Chris Barnard, as daar dalk nie die ou veearts is wat daai Ja, dinge sal kan doen, wie weet, niks is onmoontlik. dis nie, wat ja. ek sê. Ja, dit is nie 'n magiese beginpunt nie. Dis nie die regte woord, 'n magiese. Ja, magiese. Maar dit is 'n simboliese een. 'n Kans om weer te fokus, weer te probeer en weer te glo dat goeie dinge moontlik is. Nou luisteraars, as julle nou net ingeskakel het by Radio Fynbos, ons gesels oor alles en nog wat. Hy word, ja, dit klink snaaks, hy word volgende jaar Vrydag, word hy heruitgesend en dan gaan Chantay weer vir ons kyk wat sy kan doen met alles. Ja, okay, ekskuus ek jou net rede val. Dis nie omdat Chantay so lank vat om iets te doen nie. Dis net vandag is die laaste jaar en Vrydag is eers in die volgende jaar. Sly, net mooi. Ja, maar nou ja, mag jy luisteraars wat nou ingeskakel het, ekskuus tog, ons het bietjie afgedwaal, baie welkom. Verkondig die stasie aan die mense. Dis 'n groot platform hier in Nesekwa. Inteendeel wat ons het al boodskappe gekry uit Nieu-Seeland, uit Australië, uit Kanada uit. So hy trek wêreldwyd. En baie welkom dat julle aangesluit het en maak seker julle verkondig ons stasie. Ons is ongelooflik trots om hierdie platform te hê. En vandag sal julle sien die ateljee is bietjie anders en dis weer lekker om vir my te sê dis 'n pop-up ateljee. Mag jy waar jy ook al luister, vrede vind met die jaar wat verby is en moed, hoop en opgewondenheid vir die een wat voorlê. Ons wens jou 'n veilige, liefdevolle en betekenisvolle einde van die jaar toe. Onthou, jy hoef nie perfek te wees nie. Jy moet net aanhou beweeg. En ja, voor ons oorgaan na die dinge waaroor mense wêreldwyd dankie sê op oujaar, wil ek, en Jakkie gooi my gewoonlik voor die bus, nou ek wil hom vandag vir die bus gee. Dames, al die luisteraars van Radio Fynbos, 'n rooi roos vir julle almal. Dis my wense vir voorspoed vir julle vir 2026. Jakkie, wat is joune vir die manne? Seker dat hulle heeldag moet braai. As jy verby 'n trop skape ry, dink aan daai lekker chops wat daar onder daai wol en velle is. Daar is tong in die kies. Ja, nee, omdat dat is vegetarisch ook, né? Vegetariese luisteraars. Ek het nou die dag so 'n praatjie gehoor en ek wil nie te lank praat daaroor nie, oor 'n ou wat sê hy het met iemand gesels en die persoon sê vir hom sy is soort van 'n vegetariër. Nou sê hy vir hom, soort van, jy is mos een of jy is nie. Sy sê nee, ek is ene want ek eet net diere wat gelukkig is. Gelukkige diere. Sure. Toe sê die ou, maar dis juist hulle wat jy nie moet eet. Nou die dinge waarvoor mense wêreldwyd dankie sê op oujaar. 1, gesondheid. Selfs al was dit nie perfek nie. Net om deur die jaar te kom is vir baie 'n groot dankbaarheid. En dan familie en vriende. Mense sê dikwels dankie vir ondersteuning, liefde en die feit dat hulle nie alleen deur die jaar gegaan het nie. Werk en inkomste is 'n baie belangrike een want dit is baie na aan baie se huise. Selfs mense wat hul werk nie geniet het nie, is dankbaar om iets te hê om op te staan vir. In lesse en groei, ou jare is 'n terugkykjaar. Mense bedank dikwels selfs moeilike ervarings omdat dit hulle sterker gemaak het. Ons het daaroor gesels en dis so waar. En weet julle wat vir my lekker is Radio Fynbos se lese waar jy al die mooi agter die bos gaan soek. Nie die lelik nie. Dit kan julle kry in koerante en baie is aangeplak. Ons by Radio Fynbos wil so graag hierdie positiewe gesindheid uitdra aan almal, want julle verdien dit. Goed, Veronica? Ja. Die feit dat jy dit deur die jaar gemaak het. Die einde van die jaar word as 'n emosionele mylpaal bereik. Erken en geken. Ek het dit oorleef. Ek het dit gemaak. Ek het dit gemaak. Ja. Wonderlik. En ek dink
die laaste aand, vanaand, as jy op jou knie gaan, of hoe jy ook al dankie sê vir die Here, is om dit veral te noem. Dankie Here, ek het dit hierdie jaar gemaak. En wees met my in die volgende jaar, 2026. En in Suid-Afrika, spesifiek sê mense gereeld dankie vir dat die krag nou meestal aan was. 'n bietjie humor, maar realisties. Load shedding was 'n konstante faktor. Veiligheid en beskerming. Mense waardeer dit dat hulle gesin veilig was. Want veiligheid is 'n groot bekommernis in Suid-Afrika. Party was nie so gelukkig gewees nie, maar ons glo daar's 'n rede vir alles in die lewe. Braai, familiebyeenkomste. En gemeenskap, man. Suid-Afrikaners het 'n sterk sosiale kultuur. Kos en saam wees is 'n groot fokuspunt. En is dit nie lekker om saam met 'n paar vriende om 'n braaivleisvuur te staan of in 'n restaurant te sit en casual te gesels nie? En nie so seer te fokus op hoe laat jy eet of nie eet nie, want jy kuier mos lekker. Hierdie wat jy nou sê om 'n braaivleisvuur te staan, dit laat my dink aan 'n liedjie van, ek kan nie nou op sy naam kom nie. Adam Tas. Nee. En die mammies teen die mure, die telling van die diere. So hulle staan om die vure en die dames, maar ek sien, maar deesdae kuier die dames ook om die vure. Ja, dis lekker. Hulle is bang hulle mis iets. Dames, ek vra verskoning, né? Werksgeleenthede is 'n moeilike ekonomie. Die werklikheid is dat Suid-Afrika se werkloosheid hoog is. Die syfer is baie hoog. So mense wat werk het, waardeer dit baie en probeer jou werk hou. Partykeer moet jy maar sluk en stil bly. En partykeer as hulle vir jou vra om jy besig om te vat en te vee, doen dit maar. Jy gaan niks verloor daardeur nie, jy gaan eerder wen daardeur. Ja, alles gaan oor attitude. Dit gaan oor jou attitude. Ons praat weer Engels. Ja, wat is attitude? Houding. Ja, houding, dis reg. My man is weer slim vandag, Ja, hierdie laaste jaar is hy slim, laaste dag van die jaar. Nou die humor en veerkragtigheid, Jakkie. Suid-Afrikaners is bekend daarvoor dat hulle lag deur alles. Baie mense sê dankie vir die vermoë om steeds positief te bly. En hoeveel keer het ons dit nie al gesien nie. Ek wil maar net weer eens dink, en ons het daaroor gepraat laas keer, die Springbok slotte wat so rooi kaarte gekry het, en toe sê hulle nie vir hulle 'n rooi Valentynskaart gee nie, asseblief. Jy gee eerder vir hulle rooi rose. Ja. Van Radio Fynbos sê ons, dankie vir elke luisteraar wat gedurende 2025 deel was van die program Ons Gesels oor Alles en Nog Wat. Dankie vir die wat versoeke instuur, wat vir ons komment stuur. Ek glo nie julle weet hoe ons dit waardeer nie. Vir elke WhatsApp, liedjies wat gedeel is en soveel meer dinge. Geniet die ou jaar, mense, geniet die ou jaar saam met jou mense en gesels gerus saam met ons weer in 2026. Volgende jaar Woensdag is ons weer hier. Ja, en vir die luisteraars wat bietjie later as ons 2026 groet, wees maar geduldig, julle beurt kom, want ek weet daar's ander lande wat of voor of na ons is. So vir die wat voor ons is amper by julle, byt vas, en die wat na ons is, byt vas, julle beurt kom. Van my geseënde voorspoed vir 2026. Ja, dis van my ook, ons hoop die voorspoed is groot vir almal in 2026, en ons hoop dit waar jy 'n opdraande kry, pak dit met die regte gemoed aan en jy gaan daar oorkom. Mooi loop van almal, vir almal. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jakkie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Junie en Jakkie met ons klank.